Baie welkom, liewe vriende, by ons heel eerste Sondag van 2026 hier by Uit die Woord Digitaal. Ons kan nie anders as om alle dank en lof en eer aan ons Here, Verlosser en Koning te gee vir 'n wonderlike dag soos hierdie nie, en om ook hierdie nuwe jaar met verwagting te kan ingaan, die oë gefestig op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Baie welkom aan elkeen van u. Mag die Here vir ons vanmôre ryklik seën ook by hierdie mooi geleentheid. Hier by Uit die Woord Digitaal is ons een groot geloofsfamilie. Ons is nie aan 'n kerk gebonde nie, ons is interkerklik, maar hier gaan dit om die woord van God suiwer en onverskrokke te verkondig en met verwagting te lewe tot eer van die Here. En dankie dat jy deel is van ons geloofsfamilie. Jy is baie welkom om by ons aan te sluit, gaan druk daardie subscribe knoppie, of jy kan ook deel word van ons WhatsApp groepe, wat elke dag 'n oggendoordenkings ontvang. Jy kan net vir ons jou naam en jou besonderhede stuur, na die nommer wat hier op die skerm is, en ons sal vir jou byvoeg. Uit die Woord Digitaal reik ook uit in diens van barmhartigheid, in bejaardesorg en met Bybelverspreiding. En jou donasie en skenking maak dit vir ons moontlik om ons bediening in stand te hou. En ons wil baie dankie sê dat jou hand oop is vir die koninkrykswerk van die Here. Nou op hierdie pragtige eerste Sondag van die jaar is dit my voorreg om die woord van God met jou te deel. My bede is dat die Heilige Gees ons almal se harte vanmôre sal open, ons lewens sal aanraak en ons so sal lei dat ons net nog meer elke dag vir Jesus Christus sal lewe. Kom ons gaan vanmôre saam stil word voor die Here en dan bid ons eers saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie pragtige môre voor U kan buig. Die lewende God, die koning van ons harte en die Here van ons lewens. Baie dankie vir stilwordtyd soos hierdie, waar ons as U kinders rondom U woord kan vergader. Wil U woord vandag vir ons oopmaak, Here, en ons harte ook open, dat die boodskap wat ons vandag sal hoor, ons sal raak en so sal lei, dat ons lewens U elke dag kan verheerlik. Dankie vir U liefde en vir die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Wees nou by elkeen van ons, Here, waar ons ook al mag bevind, en open ons harte vir U woord vandag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, op so 'n pragtige môre en in die begin van 'n nuwe jaar, is dit 'n wonderlike nuwe vooruitsig wat voor ons lê. Ja, 2026 het so pas begin. En daar is 'n opgewondenheid in baie mense se harte. Mense sien uit na die jaar wat voorlê. Daar is 'n verwagting in ons harte en in ons lewens om net nog meer vir Jesus te lewe. So behoort dit in jou lewe te wees. Die lewe moenie te swaar wees in jou lewe, dat jy nie die mooi en die goeie raak sien wat die Here uit genade aan ons gee nie. Ja, ons moet uitkyk na 'n mooi toekoms. Ons moet weet dat die Here 'n verwagting aan ons wil gee. Hy beplan mooi dinge vir ons lewe. Daarom moet daar in my en jou lewe 'n begeerte in die hart wees om hierdie nuwe jaar ons allerbeste vir die Here te gee en elke dag nuut te lewe met 'n opgewondenheid in die hart, want Jesus is ons Here en hy is ons koning. Nou kom ons gaan lees vanmôre 'n paar verse saam wat baie bekend is en waarin die Here vir ons wonderlike woorde skrywe. Ons skriflesing kom vanmôre uit Jeremia 29. Nou in hierdie gedeelte wat baie bekend is, wil die Here graag vir ons 'n paar belangrike waarhede leer en kom ons gaan luister na wat sy wil vir ons lewe is. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan
en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Ons lees dit tot sover uit die Here se woord vandag. Broeder en suster, ek en jy moet met hoop en verwagting lewe in hierdie wêreld. Ja, dit is 'n donker wêreld en daar's baie dinge wat soms deur mekaar loop, dinge wat nie altyd uitwerk nie, en daar is slegte dinge wat met goeie mense gebeur. Maar nooit mag dit ons hoop en verwagting steel nie. Nooit mag dit die vreugde in ons harte en in ons lewens wegneem nie. As ons 'n nuwe jaar begin, moet ons dit met hoopvolle harte doen, want dit is wat die Here vir ons beplan. Nou hierdie baie bekende gedeelte van Jeremia 29, hier in vers 11, is 'n gedeelte wat deur baie Christene van groot waarde geag word ook in hulle lewe. Die Here sê dat hy graag gedagtes van vrede en 'n toekoms van vrede aan ons wil gee. Hy wil hê daar moet vrede in jou lewe wees, nie onheil nie. Die Here wil net die beste vir ons in ons lewe bring. Hy wil dit in jou lewe ook sien. En hy wil aan ons 'n hoopvolle toekoms gee, sê die laaste deel van vers 11. Dit is wie die Here is. Hy wil saam met jou op jou lewenspad die onbekende toekoms ingaan. En hierdie nuwe jaar lê voor ons en ons weet nie wat dit vir ons gaan inhou nie, maar ek en jy moet weet dat God reeds in die toekoms is. Daarom kan hy ook sê, ek wil vir jou 'n hoopvolle toekoms gee. Vers 11 sê, julle moet my aanroep en julle moet heen gaan en tot my bid, dan sal ek na julle luister. Nou in hierdie vers kom sê die Here dat ons in 'n lewende verhouding met hom moet staan. Gebed moet deel van jou lewe in 2026 wees. As ek en jy tot die Here bid, beloof die Here dat hy na ons sal luister. Hy sê nie vir ons dat hy alles vir ons sal gee waarvoor ons vra nie, maar hy sal luister. En hy gee vir ons soos wat hy goed dink en wat hy weet die beste vir ons in ons lewe is. En as ons na hom soek, sal ons hom vind, sê vers 13. En as ons na hom vra met ons hele hart, sal ons sy teenwoordigheid in ons lewe ervaar. Nou ek en jy moet in hierdie nuwe jaar wat voorlê, die Here soek met ons hele harte, met alles wat in ons is. Want nooit mag jou lewe op dieselfde vlak bly nie. Daar is baie mense wat jaar in en jaar uit, maar net dieselfde lewe wil leef. Maar kinders van die Here moet 'n hoopvolle toekoms sien in Jesus Christus. 'n Hoopvolle toekoms is 'n toekoms wat groei, wat nader aan Jesus lewe, wat meer bou aan sy koninkryk, wat meer wil leef soos wat Jesus geleef het. Ons kan nooit op dieselfde vlak in ons hele lewe bly nie, maar daar moet groei wees, ontwikkeling, daar moet 'n vooruitsig wees vir 'n mooi toekoms en 'n hoopvolle toekoms, en slegs Jesus Christus kan dit vir my en jou gee. Nou daar in die boek van Efesiërs, in Efesiërs hoofstuk 4, sien ons hoe Paulus praat met die Christene in die gemeente van Efese. En hy sê dan ook vir hulle dat hulle 'n nuwe lewe moet leef in Christus Jesus. Hulle moet die ou mens met sy bose werke aflê. Hulle moet hulle beklee met die nuwe mens in Christus Jesus. Dit vra van my en jou om te gaan prioritiseer in hierdie nuwe jaar wat voorlê. Kry jou prioriteite reg. Ons moet kies om vir Jesus te lewe. Ons moet die regte besluite neem. Ek moet weet dat die dinge van die verlede verby is. Moenie alles wat in die verlede met jou gebeur het, met jou saamdra nie. Leer daaruit, oordink dit, en gaan pak 'n nuwe toekoms aan met Jesus in die oog. En dis die tweede belangrike ding wat ek en jy moet doen in hierdie nuwe jaar. Kry jou fokus reg. Fokus op God. Fokus op Jesus, jou verlosser.
lewe soos wat hy sou gelewe het, maak 'n verskil in hierdie wêreld. Jy kan nie op dieselfde vlak bly lewe jou hele lewe deur nie. Jy moet groei, jy moet ontwikkel, jy moet met 'n verwagting leef. Daar is 'n hoopvolle toekoms wat God aan jou wil gee. En jy kan slegs so lewe as jou hand in Jesus se hand is, sê Paulus in Efesiërs 4. Daarom moet ek en jy die dinge van die duisternis en van die wêreld af lê. Moenie jou besig hou met verkeerde dinge en met sonde en goed wat nie tot eer van die Here is nie. Maar hou Jesus in die oog. Leef soos wat Jesus sou gelewe het. Bou aan 'n hoopvolle toekoms. Die Here wil graag saam met jou loop in hierdie nuwe jaar in 2026. En hier in Jeremia, hoofstuk 29, sê die Here dat ons in gebed tot hom moet nader, dat ons moet vra vir wat ons nodig het in hierdie wêreld. Die Here luister na ons gebede. Hy wil aan jou 'n hoopvolle toekoms gee. Maar hy kan dit nie doen as jy nie saam met hom 'n pad loop nie. Daarom moet ek en jy vandag, op hierdie eerste Sondag van 2026, van vooraf nuut gaan kies om vir Jesus te lewe. Om sy woord die rigsnoer van ons lewe te maak en om te gaan doen wat hy van ons vra. Hy wil aan ons 'n verwagting gee en 'n mooi toekoms gee, wat hoopvol is, wat geseënd is, 'n pad van voorspoed, maar ek en jy moet saam met hom loop. Kies reg, sê Paulus in Efesiërs 4. Moenie saam met die wêreld lewe nie, maar kies om 'n verskil in God se koninkryk te maak. Gaan leef soos wat Jesus sou gelewe het. Kies jou prioriteite reg, stel jou fokus nuut in hierdie jaar op Jesus en stap saam met hom 'n pad. Die Here Jesus wil by ons kom woning maak elke dag. En hy wil jou hart oorspoel met sy vrede, met hoop, met 'n verwagting. En hy wil jou so seën dat jou lewe hom sal verheerlik en dat jy kan bou aan sy koninkryk. En daarom wil ek jou vanmôre uitnooi, kom stap saam met ons die pad hierdie jaar. Ja, ons is opgewonde oor 'n nuwe jaar. Ons kyk uit met verwagting na dit wat die Here nuut gaan doen in ons lewe en in hierdie wêreld. Kom ons gee onsself oor aan die Here. En ons vra hom dat sy Heilige Gees in ons harte sal werk, vernuwing sal bring, hoop sal bring, 'n verwagting sal bring, en dat ons met 'n nuwe oog en met nuwe hoop die toekoms kan aanpak met Jesus Christus aan ons regterhand. In hierdie nuwe jaar wil ons graag vir Jesus lewe. Ons wil bou aan sy koninkryk, ons wil goeie werke doen, ons wil groei in die geloof en sy Heilige Gees kan dit in my en jou lewe doen. En ek nooi jou vandag uit, kom doen dit saam met Uit die Woord digitaal. Kom ons gaan lewe hierdie jaar met hoopvolle verwagting, met 'n opgewondenheid in die hart om hierdie nuwe avontuur in 2026 aan te pak met Jesus Christus ons Here. En my bede is dat die Heilige Gees jou lewe sal laat groei en dat jy met 'n verwagting ook elke dag kan lewe tot eer van ons Heiland en Verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Dierbare Here, dankie vir hierdie wonderlike boodskap so in die begin van 'n nuwe jaar. Ons prys U want U is goed. Ons loof U vir 'n hoopvolle toekoms. Here, en ons kyk met verwagting vorentoe, omdat ons weet U is reeds daar. Dankie dat ons nie alleen is in hierdie wêreld nie, en dat U in ons harte werk deur die Heilige Gees. Laat ons elke dag as 'n gawe uit U hand ontvang en met opgewondenheid leef in 2026. Dankie dat U 'n plan en 'n doel met ons elkeen het en dat U vir ons deur Jesus Christus die regte rigting kom aanwys. Seën ook vir ons vandag en die komende week. Vul ons harte met U vrede en met U liefde en laat U genade vandag en elke dag vir ons genoeg wees. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie dat U ingeskakel het vanmôre by ons. Mag die Here vir U ryklik seën hierdie week. En as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.